eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom. Geliefdes, ons teksgedeelte is Matteus 3, verse 13 tot 17. Is Matteus 3, vers 13 tot 17. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë ook in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie dat U 'n God van verhouding is, 'n God van verbond. Dankie Here dat U uitgereik het na ons as mens, dat U dit moontlik maak vir ons om deur U in verhouding te wees met die Vader en met die Heilige Gees. Baie dankie Here dat U ook as God van verhouding 'n God van kommunikasie is, 'n God van openbaring is, 'n God van bekendmaking is. Here, as U self nie bekend maak aan ons as mens nie, gaan ons U nooit kan ken vir wie U werklik is nie. En daarom dank ons U vir al die moeites wat U met ons doen. Dankie in besonder ook so vir die woord, die Heilige Skrif, die nalatenskap van die profete en die apostels. En dankie ook vir die Heilige Gees, wat ons lei en leer in U woord. En ons bid ook in afhanklikheid, Here, seën ons asseblief nou in die lees van die woord. Lei ons asseblief deur die inwerking van die Heilige Gees en werk met elkeen van ons. In Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam, Matteus 3 vanaf vers 13. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ek herhaal vers 17, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Tot sover. Geliefdes in Here Jesus Christus, ons tema, ons gaan 'n bietjie aan met die beginsel rondom identiteit, en veral identiteit in Christus as kinders van God, en 'n bietjie ingaan op hierdie beginsel. Nou, voordat ons daarby uitkom, net so vinnig bietjie rondom die doop natuurlik, baie belangrike teksgedeelte, mooi teksgedeelte, die doping van Jesus Christus deur Johannes die doper, almal van ons ken dit, tot vandag toe natuurlik volg ons Christus se voorbeeld ook met doping, en dit was nou baie lekker ook om 'n doop vandag sommer so saam te kon hanteer. Nou, ek het al in die verlede verwys na Matteus 3 saam met Handelinge 8 ook onder andere, om te kyk na die praktiese aksie rondom die doping van Christus, hoe was dit gewees en so meer. Ek noem dit net gou vinnig weer. Ons het onder andere gekyk na die Griekse voorsetsels en ek, wat 'n horisontale beweging aandui, vanaf iets in en vanaf iets weer terug. 'n horisontale beweging, met ander woorde vanaf die wal in die water, weer uit die water na die wal, 'n horisontale aksie. Ons het ook al gekyk na die beginsels van 3 aksies, 'n inbeweeg in water, 'n doopaksie en dan 'n uitbeweeg uit water ook, waar baie dink die in en die uit is die doopaksie, maar daar's 3 aksies wat plaasvind. Ons sien dit veral in Handelinge 8 ook baie mooi. Ons het ook gekyk na die beginsel dat die Grieks wys nie vir ons die woord onder nie. Die Griekse voorsetsel wat daar gebruik word is hypo, soos 'n hippopotamus, word nie gebruik nie. So ons het al 'n bietjie gesels oor prakties, so ek hanteer dit baie in die klasse ook en so meer, want baie ouens vra oor die manier van doop, hoe was dit en so meer, en net om weer eens te sê, ons staan nie op tradisies nie, ons kyk wat die woord vir ons sê, veral uit die Grieks. Al
alles om misverstande maar net te probeer oplos rondom doopaksie. Maar hier is nou die belangrike ding, ek noem net hierdie dinge vinnig, maar dis perifeer. Hetzelfde wat ons net met die doop ook genoem het. Dis perifere dinge, dis minder belangrike, dis interessant, maar dit het absoluut niks te doen met redding nie, absoluut niks te doen met die sentrale boodskap van die woord nie. Weereens, daar's verskillende gebruike, tradisies, rituele interpretasies rondom doop en doopaksies en so meer. Ook 'n rede hoekom ek self die gietdoop hanteer, uitskrif uit Griekse dokumente soos Didache, verskillende plekke wat vir ons illustreer die Johannes se doop, maar daar's verskillende opinies, tradisies en gebruike. Dis perifeer. Perifeer, minder belangrik. Nie die kern van alles nie. Want deur alles mis ons eintlik die kern, die sentrum van hierdie teksgedeelte. En wat hierdie teksgedeelte eintlik vir ons wil gee, ons fokus so op die praktiese van die doop, dat ons die geestelike miskyk. En vandag wil ek saam met u kyk na die kernbeginsel van die doop en die kernbeginsel van hierdie teksgedeelte. Waaroor gaan dit eintlik? Nou geliefdes, ons het so in vers 17 het baie mooi gelees. Die woorde, my geliefde seun. Dis die kern hierso. Hierdie teksdeel, die doping van Jesus Christus, gaan alles oor identiteit. Identiteit oor wie Jesus Christus is. Die identiteit dat Jesus Christus is, die seun van God. Vers 17 bevestig dit. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Met die doopaksie is Jesus Christus se identiteit vir die eerste keer openlik bekend gemaak en bevestig. En nie deur wie nie, deur die Vader self. Dis 'n baie belangrike gebeurtenis hierso. Die bevestiging van die identiteit van Jesus Christus as die seun van God. Nou saam met dit natuurlik, ken ons die volgende deel baie goed, en dis natuurlik waar die duif neerdal, né? Hierdie identiteit van Christus, wie hy is verder bevestig deur die duif wat neergedaal het uit die hemel. Nou ons weet daarom, dis nie net 'n duif nie, is nie net 'n gewone duif nie. Hierdie duif is die symbool natuurlik van die Heilige Gees. So nie 'n fisiese duif nie, maar soos 'n duif. Vers 16, die Heilige Gees het neergedaal soos 'n duif en op hom gekom. Weereens was die waterdoop net 'n uiterlike teken, 'n getuienis. Maar die waarborg van die identiteit van Jesus Christus as die seun van God, die waarborg is in die Heilige Gees se doping. Presies wat ons net nou gesê het, ons beklei en stry oor water, die uiterlike dinge, maar ons vergeet die innerlike, die Heilige Gees, die doop met die Gees, die waarborg van die Heilige Gees. Dis die belangrike, dis waaroor het op die einde van die dag gaan. Voorbeeld wat ek vinnig net wil noem natuurlik is, weer eens, die sondaar wat saam met Christus gekruisig is, en Christus wat vir daai sondaar sê, vandag sien ek jou in die paradys, hy is nie gedoop nie, hy het nie die uiterlike teken van doop ontvang nie, maar hy het definitief die inwerking van die Heilige Gees ontvang, want dis deur die Heilige Gees wat iemand kan getuig, u is die Christus, die seun van God. Matteus 3 vers 11, wat het ook vir ons bevestig, en ek lees het vinnig vir ons, ek doop julle wel met water, is nou Johannes wat praat, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te trek nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees, en met vuur. Dis die kern, water, niks, eintlik, dis 'n getuienis, en ons lewer dit, is belangrik, maar die kern van alles is die Heilige Gees, die bevestiging van die Gees. So Christus Jesus is bevestig as die seun van God, deur Vader se stem, en deur die inwerking van die Heilige Gees. Nou geliefdes, maar kom ons gaan verder.
En hier is 'n baie belangrike en interessante aansluitingspunt as ons kyk na Maleagi. Jesus Christus se identiteit as seun van God word ons bevestig deur die Heilige Gees en deur die Vader se woorde. Maar hierdie bevestiging van Jesus Christus se identiteit is ook deel van die vervulling van 'n baie belangrike profesie in die Ou Testament. Dis die laaste profesie wat ons kry in die Ou Testament, wat plus minus 400 jaar voor Christus se koms geskryf is. En dis Maleagi 4, en ek wil graag vir ons lees, Maleagi 4, en ek gaan lees vir ons verse 5 tot 6. Maleagi 4, die laaste profesie van die Ou Testament. Vers 5, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek tref nie. Interessante gedeelte. Nou ons weet dat verskoning. Ons weet dat Johannes die Doper is beskryf as die Elia wat sal kom, die stem in die woestyn voor die koms van die Here. Matteus 11 vers 14 tot 15. Nou ek wil weer eens bevestig, Johannes die Doper is nie die reïnkarnasie van Elia nie. Ons is nie in 'n oosterse geloof nie. Volgens Lukas 1 vers 17 is dit net dat Johannes in dieselfde krag as Elia sal werk. Dit is weer eens volgens Lukas 1 vers 17. En Elia sal en Johannes het 'n boodskap van versoening en vergifnis gebring, selfs deur die waterdoop. 'n boodskap van herstel in verhoudings. Herstel in verhoudings tussen die Vader en die kinders. 'n Herstel in identiteit. Dit is die kernboodskap. En interessant, vir amper 400 jaar was die profetiese stem van God stil. 400 jaar lank niks. En ewe skielik kom die stem van God uit met die woorde: dit is my geliefde seun. Die eerste keer weer. Met ander woorde, die profetiese stem van God was stil, en het stil geraak met die woorde: daar sal herstel wees in die verhouding tussen vaders en kinders. En skielik vir die eerste keer in die Nuwe Testament praat die Vader met die woorde: dit is my seun. So hier in Matteus 3, hier in Matteus 3, by die doping van Christus, is Johannes min wetend besig met die vervulling van die profesie van Maleagi 4. Ook hoekom Jesus Christus daarop aandring dat Johannes moet hom doop. Nadat Johannes natuurlijk eers nie wou nie, ons sien het vers 14, nee? En Jesus Christus reageer: dit moet gebeur om geregtigheid te vervul, om profesie te vervul. Want dis die bevestiging van die verhouding tussen Vader en Seun, waardeur alle verhoudings tussen God, die Vader en sy kinders herstel kan word en bevestig kan word. Waardeur alle verhoudings ook tussen mense, vaders en kinders, herstel kan word, om harte terug te draai. Maleagi 4. Geliefdes, wat beteken dit alles vir ons? Wat beteken dit alles vir ons? Jesus word bevestig in woord en in gees as die seun van God die Vader. Christus se identiteit word bevestig. En onderliggend is die vervulling van profesie oor die herstel van verhoudings. Met die bevestiging van Jesus Christus se identiteit as die seun van God, het Vader die herstel in verhouding tussen hom en ons as mense aangekondig.
Jesus Christus was God en mens. Ons praat van die twee nature van Christus. Ons hanteer dit nou in die belydensklas ook. Die twee nature van Christus. Christus is volledig God en hy is volledig mens. En hier identifiseer die Vader homself met Christus Jesus as die Seun van God en tog die Seun van mens. God vereenselwig hom met mense deur Jesus Christus die Seun. Deur Christus is dan nou versoening met God die Vader. Deur Christus is dan nou herstel en verhouding met God die Vader. Deur Christus Jesus. Deur Christus Jesus kry ons weer 'n nuwe identiteit as kinders van God, as seuns en dogters van die Vader. Dis moontlik deur die geloof in Jesus Christus, weer eens nie deur onsself nie, nie deur ons eie werke of verdienste, wetsonderhouding, tradisies, rituele of wat ook al ons wil voorhou nie. Dit is net moontlik, die herstel in verhouding is net moontlik deur Jesus Christus. Die identiteit as kinders van God is deur Jesus Christus. Tot vandag toe gaan die waterdoop oor identiteit, 'n navolging van Christus, bevestiging van identiteit, nie in onsself nie, maar in Christus, weer eens nie deur eie werke, byvoorbeeld waterdoop nie, maar deur die woord en die gees as die waarborg. Weer eens gaan die doop nie oor ons nie, maar eintlik oor Christus se versoeningswerk, se verlossingswerk en ons identiteit in Christus, se getuienis oor Christus vir ons en ons kinders. En in tye wat ons identiteit as kinders van God aangeval word, onthou dat ons identiteit is nie in onsself nie, maar in Christus Jesus. Christus, wat bevestig is as die Seun van God, en deur wie ons in die regte verhouding met die Vader is. Weer eens, 'n identiteit, nie deur onsself nie, maar deur Christus Jesus. Ek sluit vir ons af met Romeine 8, net om dit vir ons te bevestig, en ek gaan lees vir ons Romeine 8 verse 15 tot 17. Paulus wat hier skryf en sê vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. 'n Identiteit as kinders van God deur Christus Jesus en die waarborg van die woord en die gees. Amen. Kom ons sluit die oë. Dan doen ek graag vir ons 'n gebed. Here Jesus Christus, ons koning. Here, dankie dat ons weer kon kyk na u doop, maar dankie dat ons vandag kan verstaan, Here, dat daai teksgedeelte gaan oor identiteit. Here, dis waar u bevestig is as die Seun van God. Dis waar u bevestig is, nie net in die woord van die Vader nie, maar deur die inwerking van die Heilige Gees. Here, en dankie dat ons vandag kan verstaan dat dit wat daar gebeur het is so belangrik, want dit is die vervulling van profesie, die laaste profesie in die Ou Testament, wat gaan oor die verhouding tussen Vader en kinders, en dat u gekom het om daai profesie in vervulling te bring. Dankie, Here, dat u dit vir ons, ou sondaar, swakkeling mense, dat u dit vir ons moontlik maak om deur u in verhouding te wees met die Vader en met die Heilige Gees. Dankie, Here, dat ons in u 'n identiteit het, nie deur onsself nie, maar in u as kinders van God.
Dankie Here dat U herstel gebring het in verhoudings met Vader, maar ook so herstel in verhoudings met mekaar, as mense. Dankie Here, dat U ons ook help om te besef hoe belangrik is die verhouding met U, deur U, maar ook verhouding met mekaar, en besonder ook verhouding van vaders, van ouers en kinders. Help ons Here, om in hierdie identiteit van U te lewe, om regtig vas te hou in die beginsel, ons is erfgename in U, nie deur onsself nie, maar deur U alleen, Jesus Christus. Amen. Dankie geliefdes. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van U koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom.